Kom ons maak die Bybel oop by Efesiërs 1. Efesiërs 1, ons gaan daar die hele gebed saam lees van Paulus daar van vers 15 af. Maar ek gaan fokus net op die laaste 3 verse, vers 20, 21, 22, 23, 4 verse. Toe ek hierdie gebed weer gelees het, het ek gedink, dis eintlik ongelooflik dat Paulus so vir die kerk gebid het. Ek wonder of ons dominees regtig nog so vir die kerk van die Here bid, soos wat Paulus gedoen het. Mens kan eintlik soveel leer uit hierdie gebed. Vers 15, daarom vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus Christus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle die wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is, wat hy in ons uitoefen, wat in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Kom ons lees weer daai laaste woorde van vers 20 af, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom met God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Geliefde, dit is nou maar net so, dat ons in 'n tyd leef, waarin mense graag konings van hulle eie lewe wil wees, of koning wil speel. Ons dink maar aan baie van ons politieke leiers oor die wêreld heen, wat graag koning wil wees. Ons weet daar is 'n koning in Brittanje en nog 'n paar ander lande wat 'n koning het, maar wat ten opsigte van mag wat hy het, graag koning wil wees. Ons sien dit in die ekonomie, waar ouens baie mag het, en daardie mag baie keer wil misbruik, amper soos wat 'n koning sou sê, dis hoe julle dit sal doen. Ek sien dit baie keer in gesinne, waar 'n pa byvoorbeeld sê, in hierdie huis besluit ek wat is reg en verkeerd, en julle sal doen, soos wat ek vir julle sê, julle sal doen. Ek sien dit partykeer ook in Christene se lewens, partykeer in my eie lewe. Hoe ek weet ek het die Here lief, en ek ken die Here, en ek het die Here as my verlosser aanvaar, maar ek wil baie keer nog steeds die koning van my eie lewe wees. Ek wil nog steeds besluit, wat ek doen, wat ek nie doen nie, hoe ek het doen en hoe ek het nie doen nie, waaraan ek gehoorsaam is, en wat ek eenvoudig net ignoreer. Hoe dikwels weet ons, die eie ek is so gemaklik om nog op die troon te gaan sit. Om te sê, ek kan aanvaar alles wat die woord vir my sê, maar baie keer wil ek nog in beheer wees. Ek wil doen soos wat ek wil doen. Terwyl wanneer ons oor konings praat en onderdane praat, dan weet ons van nederigheid en van buig en van onderdanigheid en van gehoorsaamheid, wat nie onderhandelbaar is nie. 'n Koning onderhandel nie met sy onderdane van, jy kan maar luister as jy wil, jy kan maar gehoorsaam wees as jy wil nie. Nee, ons weet, dis volledig 100% gehoorsaamheid en onderdanigheid wat hy van hulle vra. Ons is in die laaste maand van Koninkrykstyd, dis November, mens kan dit amper nie dink as jy dit hardop moet sê, dat ons aan die einde van hierdie jaar gekom het, wat dit aan betref nie. November is nou nog Koninkrykstyd, aan die einde van November, ons laaste Sondag, begin Advent alweer, dan is ons alweer in 'n nuwe liturgiese seisoen.
So ek wil ook hierdie hele klompie tekste wat ek gebruik het in hierdie laaste rukkie oor koninkrykstyd wil ek nou begin afrond en afsluit. En daarom wil ek vanmôre by hierdie tema stil staan en hom by 'n volgende keer net aanvul van Christus is klaar koning. Ek en jy moet dit baie duidelik hoor as dit oor koninkrykstyd gaan. Christus is klaar koning. In hierdie bedeling soos wat ons hoor en in die bedeling wat kom. En ons as sy kerk is diegene wat sy koninkryk op hierdie aarde meer en meer sigbaar vir ander mense laat word. Ons is diegene deur wie hy werk om uiteindelik sy koninkryk sigbaar te maak. Nee, ons wag nie vir sy heerskappy om aan te breek nie. Ons wag nie vir 'n koninkryk om te kom nie. Ons het sommer al in daai heel eerste preek het as daai uit Lukas 17 mos gehoor, die koninkryk van Christus is in julle. Daai woorde wat ons nogal so 'n bietjie in die gesig slaan van wow, ek het dit nooit so gesien en nooit so gedink nie, maar die koninkryk, hy sê in vers 16, en hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Dink die 2020 vertaling sê dit is in julle midde. Maar ons wag nie op die koning wat moet kom nie. Ons wag nie op 'n koningsheerskappy wat moet aanbreek nie. Die woord maak dit baie duidelik, Christus is reeds koning. Hoe weet ons dit? Want hy het dit vir ons in vers 21 gesê, vers 20 en 21. Hy het hom aan die regterhand van hom laat sit op die troon, bo elke mag en gesag. Elke krag en heerskappy wat daar kan wees en waarvan daar sprake kan wees, hy het dit bo hulle al daai kragte magte het hy hom aangestel. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan hom het hy alles onderwerf en hom verhef bo alle dinge. Daar's geen onduidelikheid as ek en jy vanmôre dit nommer 1 hoor. Christus se heerskappy is 'n werklikheid nie. Dis nie maar net 'n mooi droom nie, dis nie maar net 'n mooi storie nie, dis nie maar net 'n wens waarna toe ek en jy beweeg om te hoop, daar sal 'n dag kom dat Christus op sy troon sal sit nie. Daar is ook geen onsekerheid daaroor dat Christus nie op sy troon gaan sit nie. Daar's ook geen bangheid of vrees dat hy sy troon kan verloor nie, dat hy ontroon kan word nie, soos wat dit dikwels maar met aardse konings gaan nie. Christus sit aan die regterhand van sy Vader op die troon, in hierdie bedeling, maar ook in die bedeling wat kom. Daarom weet ek en jy dat ten opsigte van God se koningskap in Christus Jesus ons nie enigstens hoef te vrees of bang te wees nie. Trouwens as jy so bietjie na hierdie verse weer gaan kyk, die hele gebed, dan weet jy mos hy begin eintlik om vir die gelowiges te bid. Dis wat ons hoor, dis die opskrif, wie Paulus bid vir die gelowiges. En dan is dit 'n gebed waarin hy eintlik bid dat gelowiges die grootheid en die krag van die Here sal beleef in hulle lewens. En dan bid hy dat hulle met hulle geestesoë goed sal sien wat hulle nie met hulle gewone oë kan sien nie. En hy noem 3 goed op. Hy sê hy bid dat hulle geestesoë so duidelik, so helder sal wees dat hulle nommer 1 sal kan weet watter hoop sy roeping vir hulle inhou. Dat ons vanuit 'n hoop leef wat daar's nie gelyke daar nie. 2, dat ons sal weet wat 'n rykdom daar is in die erfenis wat hy vir ons gebere het. Daardie uiteindelike ewige erfenis wat ek en jy gaan erf as sy kinders, dat ons moet weet hoe groot is dit, hoe ryk dit is. En 3, hoe geweldig groot sy krag is wat hy in ons uitoefen. Nou daai verse is verse wat jou stil maak en wat jou eintlik laat sidder, want daai vers sê dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood laat opstaan het. Ek wonder hoekom sukkel ons partykeer so. Hoekom het ons so sukkel Christelike bestaan of geloofsbestaan as ons hoor dieselfde krag wat die Vader gebruik het om sy seun uit die dood uit te laat opstaan, het hy vir my en vir jou gegee om daagliks mee te lewe. Ek dink ons ervaar daarvan baie min in ons lewens. Ons wonder partykeer of hierdie teks regtig die waarheid is. Maar dis wat hy mee begin. Hy bid vir die gelowiges dat hulle hierdie goeie moet ervaar, dat hulle dit moet sien, en dan skielik, dan verander hy sy gebed en hy plaas sy fokus op Christus. As jy nou mooi kyk van vers 15 af, bid hy nou vir die gelowiges, hy's besig om met hulle te praat, en dan skielik af vers 20, 21 en sê, en hy het hom in die hemel aan sy regterhand laat sit, bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy waarvan daar ook sprake mag wees, nie net in hierdie bedelinge, maar in die bedeling wat kom, en dan sê, ja, in hom het God alles onderwerp en hom verhef bo alles. Onmiddellik is die fokus nou by Jesus.
Hy bid vir die gelowiges, maar jy hoor meer van Jesus in hierdie gebed as wat jy van die gelowiges bid. Christus, sê hy, sit aan die regterhand van sy Vader. Nie net mooi simboliek, nie net 'n mooi droom nie, dis die realiteit, die werklikheid van ons geloof. Nie net is hy magtig en kragtig nie, hy is verhewe bo elke mag, elke krag, waarvan ook al sprake kan wees. Hy hoef aan niemand verantwoording te doen nie. Daar is niemand wat belangriker as hy kan wees nie. Daar is niemand wat vir hom opdragte kan gee nie. Daar is niemand teenoor wie hy moet staan en verduidelik wat hy gedoen het nie. Hy is verhewe bo elke mag, elke krag wat daar kan wees. Alles is aan hom onderwerp. Alles, sê Paulus. Daar is met ander woorde nie 'n plek in hierdie heelal waar Jesus nie reeds koning is nie. Hy is koning in my hart. Hy is koning in my huis. Hy is koning in hierdie dorp van ons. Hy is koning in ons land. Hy is koning in elke sentimeter in die breedte en die lengte van hierdie wêreld van ons. Hy is nou reeds koning. En sê Paulus, hy sal ook in die bedeling wat kom, met ander woorde vir alle ewigheid, sal hy koning wees. Ek lees dat daar iewers geskryf staan van 'n koning wat op 'n dag die volgende gesê het: ek hoef nie op elke plek teenwoordig te wees om te regeer nie. Solank my mense my gesag erken, leef hulle in vrede. En mens sou baie daarvan kon deurtrek na Jesus toe, né? Sy heerskappy is inderdaad nie oral sigbaar in hierdie wêreld nie. Daar is baie mense wat sy heerskappy glad nie eens erken nie, wat hom glad nie wil ken of nog ken of al ken as koning nie. Maar dit beteken nie dat hy nie koning is nie. Ons kan hom misken, ons kan hom ontken, ons kan hom ignoreer, ons kan doen wat ons wil. Dit verander aan die waarheid van dat Jesus koning is oor die hele wêreld. In elke opsig verander niks daarvan nie. Maar inderdaad dat wanneer ons as sy onderdane in gehoorsaamheid aan hom begin leef, dan breek ook sy vrede van sy koninkryk om ons uit en deur. En dit bring my by die tweede wonderlike punt van hierdie teks wat sê, dan het ek en jy 'n ontsettende verantwoordelikheid. As ons hom aanvaar as die koning van ons lewens en die koning van hierdie wêreld, dan hoor ons dat ek en jy 'n rol te speel het in hierdie koninkryk van hom. Vers 23 maak dit duidelik, die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Ek en jy word die beliggaaming van sy koninkryk. Omdat ons sy kerk is, omdat ons sy liggaam is, breek sy koninkryk deur ons uiteindelik deur in hierdie wêreld. As ek en jy as sy onderdane leef en doen soos wat onderdane in 'n koning behoort te doen, teenoor 'n koning behoort te doen, met ander woorde, daar waar ons loop en waar ons praat en waar ons beweeg, leef ons die liefde uit, leef ons vergifnis uit, leef ons hoop uit, leef ons alles wat die Here van ons vra uit, daar breek die koninkryk stukkie vir stukkie vir stukkie vir stukkie deur. Sien mense iets van God se koninkryk in ons optrede? Hoor hulle iets van God se koninkryk in ons woorde? Die kerk is met ander woorde nie maar net 'n lekker samekoms van ons kom op 'n Sondag by mekaar en ons kuier bietjie en ons drink koffie. Gister by daardie manne geleentheid het ons nou so interessante bierproe gehad. En toe vertel die persoon wat dit vir ons aanbied, in die vroeë eeue, 1400s en 1500s, het die ouens nie koffie gedrink na die erediens nie, hulle het bier gedrink. Daar in die kloosters het die nonne bier gestook of gebrou, wat jy dit ook al noem, en dan was daardie bier beskikbaar na die erediens. En daar's baie geskryf daaroor dat die ouens gekom om vir die priester te luister of het hulle gekom om die bier te drink. Mens sal nou nooit weet nie. Maar ons drink nou lekker koffie altyd na die tyd en dis 'n lekker geselskap en 'n geselligheid en 'n lekker kuier, maar dis mos nie kerk nie. Kerk is nie net hierdie samekoms waar ons by mekaar kom en ons geniet mekaar se teenwoordigheid vir 'n oomblik en ons hoor so ietsie en dan gaan ons maar weer ons eie pad nie. Nee, kerk, hoor ek en jy, is om in die wêreld die liggaam van Christus Jesus te wees. Daar word die verhaaltjie vertel, en ek het dit nou iewers neergeskryf, want ek het dit nie in my preek geskryf nie, maar in die blitsaanval in 1940 op Londen, toe die Tweede Wêreldoorlog begin het, is daar die groot, ek dink my spreek het uit, Coventry kathedraal. Kom ons sê nou maar dis 'n uitspraak. Coventry kathedraal is geweldig beskadig deur die klomp bomme wat toe op Londen geneergeval het. En onder andere in die kathedraal was daar 'n Christusbeeld. En die Christusbeeld is toe ook geweldig sleg beskadig. In so 'n mate dat beide hande en beide voete
afgebreek is. En toe het hierdie congregation, hierdie gemeente op 'n stadium besluit, hulle gaan nie hierdie beeld weer herstel nie. Trouwens, hulle het nogals begin leef met die narratief wat in die 1500s al deur die sogenaamde Teresa van Avellini, wat daai gedig geskryf wat so bekend is, He has no hands but ours. He has no feet but ours. Hulle het toe hierdie beeld begin gebruik en sê, dis ons narratief van presies wat hierdie gedig sê. Hy het geen hande nie behalwe ons in. Hy het geen voete behalwe ons in nie. Dis die beeld wat Paulus sê as ek en jy die liggaam van Christus word. Ons word sy hande, ons word sy voete hier op aarde. Wanneer ek met ander woorde dit wat hy vir my kom help het en kom leer om te sê, gaan dien, gaan doen, gaan maak vrede, gaan leef in vrede, gaan doen goed aan ander mense. As jy hierdie goede begin doen, dan word ek en jy sy hande en sy voete. En hoe meer ek en jy dit doen, hoe meer ervaar die wêreld iets van God se koninkryk wat stukkie vir stukkie deurbreek. Hoe minder ons dit doen, hoe meer breek ons die deurbreek van sy koninkryk hier op aarde. En dan wil hierdie teks sommer net vir my vanmôre kom sê, dat as ek dit aanvaar, en ek leef vanuit dit, kan ek met 'n groot stuk vrede lewe. Met 'n groot stuk rustigheid en met 'n groot stuk vertroue. Ek hoef nie rond te skarrel en rond te hardloop om alles in beheer te probeer hou nie. Ek kan vanuit die seker wete leef, Jesus Christus sit op sy troon. Hy is die koning aan wie alles onderwerp is. Hy is bo elke liewe mag en krag wat in hierdie wêreld aan die werk kan wees, is hy verhewe bo dit. En ek en jy kan as sy hande, as sy voete, as sy liggaam doodgewoon so werk dat die wêreld iets van sy koninkryk sien. Dat die wêreld iets van die koning self in ons lewens sien. Maar in 'n wêreld wat so vol onsekerheid is, daar is, ek dink nie in die geskiedenis van ons mensdom 'n tyd wat met meer onsekerheid gepaard gaan as in hierdie tyd wat ons nou leef nie. Gemeet aan die eskalasie van geweld wat besig is om in letterlik elke land oor hierdie wêreld toe te neem, die konflik tussen lande en groepe wat besig is om toe te neem, die rapport van die menseregte ouens wat nou die dag van die ek dink is die menseregte wêreld kommissie wat sê die skeiding of die verskil tussen die hoeveelheid mense wat in hierdie wêreld inkom en die hulpbronne wat besig is om minder te word, is besig om op 'n disaster uit te loop, op 'n groot ramp. Daar gaan eenvoudig te veel mense wees vir te min kos, vir te min werk, vir te min geld. En al die gevolge wat hulle voorspel wat daarmee saamkom, kan jy jouself net indink. Ten spyte van al hierdie onsekerhede waarin ek en jy vandag leef, hoef ons nie rond te skarrel en te wonder, goeie koos, wat gebeur môre met ons nie. Ons leef in 'n vreugde, vrede, vertroue dat die koning sit rustig op sy troon. Daar's nie 'n geskarrel eers in die hemel dat alles net moet regloop nie. Sy koninkryk is gevestig. En niks en niemand kan dit ooit weer van hom wegneem nie. Daar gaan nie weer 'n dag kom dat die Here moet baklei vir sy koningskap nie. Daar gaan nooit 'n dag kom dat daar magte teen hom kan opstaan en sê, ons wil jou ontroon as koning nie, ons wil koning wees. Dit gaan net nooit weer gebeur nie. In hierdie bedeling en in die bedeling wat hierna kom, sal hy vir alle ewigheid koning wees. En sy koninkryk is gevestig. En sy koninkryk word sigbaar meer en meer deur my en jou wat volgens as sy onderdane volgens sy woord lewe. So wat vra hierdie teks van my en jou vanmôre as ons uitloop om so 'n bietjie te gaan oordink? Nommer 1, is Jesus Christus regtig, werklik waar die koning van my lewe? Erken ek hom as die koning vir wie ek moet buig in absolute gehoorsaamheid? Of wil ek maar dikwels nog self op die troon sit? Wil ek maar dikwels nog steeds doen soos ek wil doen, wanneer ek dit wil doen, waar ek dit wil doen? Of kan ek sê, Jesus is werklik waar koning van my hart, van my huis en van my lewe? 2, sien mense in my optrede iets van die koning en van sy koninkryk raak?
Is ek besig om werklik waar as liggaam van Christus sy hande en sy voete in hierdie wêreld te wees? En 3, leef ek met groot vrede dat dit rustig is. Ten spyte van chaos, ten spyte van onsekerheid, ten spyte van ons weet nie van môre en oormôre nie, is ek en jy seker hiervan. As hierdie wêreld môre moet eindig, is dit oukei. Die koning sit op sy troon. En daai wat Paulus gesê het, ons is mos op pad na 'n erfenis wat amper nie eens in woorde gesê kan word nie, so groot as hierdie erfenis wat hy vir ons in bestemming hou. Ons is op pad soontoe, so ons gaan niks verloor as môre of oormôre die einde van hierdie lewe moet wees nie. So ek kan met absolute rustigheid leef, terwyl ek deel van hierdie koninkryk uitmaak, is ek sy liggaam, is ek sy hande en sy voete. Maar as dit môre moet eindig, is dit oukei, want die koning sit op sy troon. Sy koninkryk is gevestig in hierdie bedeling, maar tot in alle ewigheid. Och, mag dit vir my en vir jou vanmôre met groot troos hier laat uitloop. Mag ons in hierdie wete elke dag gaan lewe. Jesus is koning. Vandag, môre en vir altyd. Sy koninkryk is gevestig. Maar sy koninkryk word in hierdie wêreld meer en meer sigbaar deur my en jou te doen. Amen. Here Jesus Christus, dankie dat U die koning van die hemel en die aarde is. Dat U aan die regterhand van die Vader sit, maar terselfdertyd nog steeds hier tussen ons teenwoordig is. Leer ons daarom leef as mense onder U heerskappy. Om U te eer met ons woorde, met ons dade, met ons harte, met ons lewens. Maar van ons ook met dankbaarheid en met vrede, met vertroue, omdat ons weet die koning sit op sy troon. En laat U koninkryk kom in ons huise, in ons gemeenskap, in ons land en in ons wêreld. Here, laat ons as U liggaam dit net meer en meer sigbaar laat word vir 'n wêreld wat U nog nie ken nie of U nog nie gesien het nie. Dankie dat ons dit van U mag vra in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.